Die diereryk is seker een van die beste plekke om beelde van God raak te sien. Ek meen, as ons kyk na die skepping, sien ons so baie voorbeelde en prentjies wat vir ons iets wys en leer oor wie God is. Paulus skryf in Efesiërs 2, dan skryf hy oor eenheid en hoe daar onder Christus 'n nuwe vaandel aan die mens gegee word, of jy nou 'n besnedene of 'n onbesnedene is. Hierdie twee verskillende groeperings word in Christus as een nuwe mens geskep. Hierdie eenheid, sê Paulus dan, is dan ook 'n geleentheid waar ons God in sy volheid kan beleef. As ons kyk na die diereryk, soos wat ek nou gesê het, dan kan ons verseker God in die eenheid ook raak sien. As ons dink aan voëls wat in swerms saamvlieg en soos water deur die lug beweeg, en verskillende spesies diere wat saam beweeg tot voordeel van al hierdie spesies, dan hoor ons wat Paulus sê. Wanneer daar eenheid is God in sy volheid daar. En daarom is daar vir my en jou 'n uitdaging in hierdie teksgedeelte in Efesiërs 2, sodat ons kan rondom ons kyk en kyk waar lewe ons dalk in onnodige konflik met ander mense. Waar stamp ons koppe wat glad nie nodig is nie? En is dit nie dalk vir jou en my nodig om meer te fokus daarop om in eenheid saam met ander te leef nie? Paulus sê dan vir ons daar, wanneer ons in hierdie eenheid saamleef, dan word ons 'n tuiste vir God. Dan word ons die beeld van God vir die wêreld daar buite. Dan kry ons die geleentheid om almal wat ons eenheid raak sien, ook bekend te stel aan hierdie Jesus, wat hulle kan deel maak van hierdie eenheid. So wil jy nie hierdie week wat voor lê, net bietjie uitgaan en kyk, waar is eenheid dalk in jou lewe nodig? En mag jy dan so ook die liefde van Jesus met die mense rondom jou deel. Mooi week.